Goeiemôre almal. Baie welkom hierso in die huis van die Here. Mag julle 'n geseënde tyd hê. En soos julle almal kan sien, is my naam Jy is spesiaal. Nee, is eintlik Hendrie. Kom ons sluit ons oor, gaan ons na die Here toe. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Vader, ons bid vandag dat U elkeen se ore sal oopmaak. Dat hulle sal hoor wat U wil sê, Here, en dat U my slegs gebruik as 'n instrument. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het 2 skrifgedeeltes wat ek graag wil lees. Die eerste gedeelte is uit Jeremia uit. Nou, soos almal weet, Jeremia was 'n baie jong profeet. Jeremia 1 van vers 4 tot 10. Dis die eerste skrifgedeelte. Die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê: Voordat ek jou in die moederskoop gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Toe het ek gesê: Ag Here, Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê: Moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al sal stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou om jou te red. Toe het die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer. En die Here het vir my gesê: Hiermee lê ek my woorde in jou mond. Kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. Ons tweede skrifgedeelte kom uit Jesaja uit. Hy is ook 'n profeet in die Bybel. Hulle sê tradisioneel het Jesaja die eerste 39 boeke geskryf, daarna het ander disippels die boeke geskryf. Ek het net hierdie kort versie wat ook op die skerm is. Jesaja 43 vers 4. Omdat jy koslik is in my oë, hooggeag is en ek jou liefhet, sê Jesus. Kom ek lees dit net gou weer. Omdat jy koslik is in my oë, hooggeag is en ek jou liefhet. Dis dan ons skrifgedeeltes vir vanoggend. As 'n kleintjie gebore word, sit te wonderlik, dan kom al die oupas en die oumas in mekaar, maar veral die vrouens, hulle kloek mos so lekker om die pram. Ek kies vir die Engels, maar ek like die pram storie. En
dan sê hulle, hierdie kind is so koslik. Kyk hoe oulik is hierdie kind, dis awesome. Ek wil net vanmôre vir jou sê, en is my hierdie boodskap spesiaal vir jou vanoggend. God sê, jy is koslik vir hom. God sê, elkeen wat hier sit vandag, elkeen wat luister, elkeen wat hierdie woord gaan hoor, jy is spesiaal. Jy is spesiaal. Jy is nie fake nie. Jy is die ware Jakob. Baie van ons het al tekkies gekoop, Adidas, Nike, Reeboks, en dan weet jy, ons kom aan die straat af, die vendor sit ons 'n lang ry op die straat. Dan kyk ons maar na die prys, en koop ons maar die goedkoper een. Koop ons die fake ene. Tog diep in jou hart wil jy die regte een gehad het. Jy wil die regte een gehad het. En weet jy wat? Ek wil vir vandag sê, jy is 'n designer's original. God het jou gemaak. Presies soos jy is. Presies soos jy is. Die kennis wat jy het, dit wat jy het God jou mee gemaak. Ons moet onthou dat God vir elkeen van ons 'n plan het. Maar ek wil jou skok vanoggend. Die duiwel het ook vir jou 'n plan. Wees versigtig. Wees versigtig. Maar jy is so spesiaal. Jy is God se produk, jy is God se skepping. God is lief vir jou. Ek dink een van ons grootste probleme is selfbeeld. Ons is lief om onsself af te kraak. Miskien kan ek sê, ek kan nie eers een en een by mekaar tel nie. Ek kan nie eens 'n koek bak nie. Ek is nie 'n ingenieur nie. Ek is maar net 'n taxi-drywer. Maar God het jou so gemaak. Jeremia het die stryd gehad. Hy het vir God gesê, Here, ek is te jonk. En ek dink so aan in die opset hierso. Here, ek is te jonk. Ek kan dit nie doen nie. Maar God het vir hom gesê, jy is dalk jonk, maar jy gaan dit doen. Ons het 'n les hier te leer vanoggend. Elkeen van ons, oud en jonk. Met God aan jou sy, kan jy enigiets doen. God het vir hom gesê, moenie sê jy is 'n kind nie. God het vir hom gesê, gaan uit en doen wat ek sê. Gaan vertel, ek sal die mond in jou woord sit. Hoeveel keer dink ons is nie waardevol nie, Jeremia self. Maar dan is ons waardevol. Het julle al gesien, as jy by 'n sirkus kom of by 'n karnaval, is daar sulke spieëls as jy so deurstap, dan kom jy met jou mooi figuur daar deurgestap, en dan staan jy voor hierdie spieël, en eers kyk jy net so boepens. Wie van julle het dit al gesien? Yes, en dan kom jy by die volgende spieël, as jy net so lang maar oukie. Dan kom jy by die volgende spieël, dan is jy so 'n verwronge beeld. Dis die beeld wat ons baie keer van onsself het. In plaas daarvan om onsself vol te maak met die beeld van God. God het 'n plan vir jou. Hy het 'n plan vir ons almal. Ons moet kyk na ons selfbeeld. Dis baie belangrik. Baie keer slaan jy 'n tydskrif oop, of kyk sommer op die huisgenoot se voorkant. Wat sien jy daar? Hierdie mense is perfek, ouens. Hulle tande is spierwit. Daar's nie haar wat uit plek is nie. Die klere is netjies, alles. Hy foto's gefotoshop. Ek kan jou ook so maak. Dis nie 'n probleem nie. Mense betaal geld, hulle doen, maar is nie gelukkig nie. Al wat jy moet doen, is om God in jou hart te hê. En jy sal dit self ervaar. Onthou, die Bybel sê vir ons, jou liggaam is die tempel van God. Hy sê vir ons in Korintiërs 3 vers 16 tot 17, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig. En vanoggend toe Rooies praat van die rook, toe dink ek onmiddellik aan hierdie teksgedeelte. En ek wil jou vanmôre uitnooi, as jy na my kyk, as jy na jouself kyk in die spieël, jy is die tempel van God, en God woon in jou. So as jy daai sigaret trek, dan maak jy die Heilige Gees vol rook. Het jy al gedink daaraan? Jy besmet God hier binnekant jou. Dis eintlik wat ons doen. Kom ouens, kom ons try. Kom ons hou hom skoon vandag. Kom nou vertel gou wat het met my gebeur. Ek kom hier aan by die huis, stap ek huis toe. En ek kom maar by die agterdeur, die asbak staan daar en die sigarette, en ek sal nooit vergeet jy lekker hierdie neongroen big lighters. En ek het dit so gevat. As er hom opgemaak ingegooi.
het opgerook. Ek sê, Here, al wat ek vanaand vir u vra, vat die smaak van sigarette uit my mond uit, en dit was klaar. Prys die Here, dankie vir dit. Mense, jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Wees opreg, vra vir Jesus, hy moet dit vir jou doen. Maar die grootste probleem lê hierso. Dis in ons ore. Want dis waarmee jy jou vol maak. Dis wat jy hier insit, is wat jy uitkry. Dis dieselfde as 'n rekenaar. 'n Vervaardiger maak, Microsoft maak die mooiste rekenaar, laai die mooiste programme. En ewe skielik kom daar 'n virus in. En daai virus kom en hy neek alles op. Jy stuur nog hy ding aan ook nog daar vir 'n vriend van jou. En so raak sy rekenaar besmet. En so is ek en jy. As jy jou volmaak met porn, gaan jy porn wil kyk, jy gaan belustig wees. Bid en vra God om jou te red. Bekeer, draai om 180 grade. Kry klaar met dit. As jy nog lus is vir 'n dop, vra God moet jy help met dit. As jy nog lus is vir die volgende sigaret, vra God moet jy help met dit. Hoekom sê ek hierdie goed? Want God sê vanoggend vir jou, jy is spesiaal. Jy is spesiaal. En God is lief vir jou. Hy wil die beste vir jou hê. Hy wil die beste vir jou hê. Kan ek vir die antwoord gee? Ek kan dit eintlik reeds gee. As jou rekenaar nou stukkend is, wat doen jy? Jy laai 'n antivirusprogram. Daar so baie AVG en daai goede. Weet jy wat is die antivirus vir jou? Wie sê? Lees jou Bybel. Elke dag, meer en meer. Hier is jou virus. Gebruik hom mense. Dis waarvoor hy daar is. In 2021, gou 'n klein getuienis hier. In 2021, die nag 3:00 die oggend, word ek wakker. My ma se kat, wat nou al oorlede is, die kat lê langs my, en ek staan op, en letterlik 1, 2 tree stap ek, en my oog vang iets. Ek stap terug, sit die lig aan, en hier staan 'n ou voor my. Nou al hierdie goed gebeur in millisekondes. Hy trek 'n mes op en hy vloek en hy skel my. Aksie julle vinnig, soos in 'n fliek. Hy wil my doodsteek. Die oomblik toe hy daai mes optel, toe sê ek, Here, help my asseblief, my God, help my asseblief, ek smeek. En hierdie wat gebeur, so vinnig soos hy mes opgetel het, so sak daai mes. Ek sê, dankie Here. Dankie Here. Ek gaan nou nie die hele storie vertel nie. Julle sal nog hoor daarvan. Ek sal jou weer vertel van dit. So, ekskuus, ek net 'n bietjie water drink. So jy is spesiaal omdat God jou geskape het. Jy is nie net hier per ongeluk nie. Dis nie 'n fout dat jy vanoggend hier sit nie. God het jou gemaak. Hy sê in die woord. Hy het jou geweef in die moederskoot. Nog voor jy gebore is, het God geweet van jou. God ken elke haar op jou hoof. Het jy al gedink, dis amazing nie? Dis amazing. Die skepper van die hemel en aarde het jou gemaak met 'n doel. Dis hoekom jy spesiaal is. God ken jou naam. Elkeen wat jy sit. God weet wanneer jy in jou bed lê en jy huil. God weet wanneer jy om die draai staan en jy trane wat jy moet afvee. God weet wanneer jy hartseer is. Maar God sê vandag vir jou, jy is spesiaal. Kom net na my toe. En hy sal vir jou vertroosting gee. Selfs as jy alleen is God met jou. Matteus 28 vers 20 sê, die lekkerste Engelse weergawe sê, I am with you, always. Is dit nie lekker nie? Jy is spesiaal, omdat Jesus vir jou gesterf het, aan die kruis. Is dit nie 'n groot geskenk nie? Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, ons ken dit. En weet jy wat, al was jy al een op die aarde, sou Jesus nog steeds vir jou gekom het. Nog steeds vir jou gekom het. Hy het gekom om vir jou en my te red. Dis hoekom jy kosbaar is. Jy is spesiaal. Jy is spesiaal tot wanneer jy swak voel, wanneer jy nie lekker voel nie. Ouens kom dan sê hulle,
Ek het soveel foute gemaak. Ek het weer geval. Ek het so lank uitgehou. En nou dit gebeur. Maar weet jy wat? Jy is spesiaal. God vergewe jou elke keer. Al het jy weggedwaal, maak nie saak nie. Want dat sê ons vir onsself, ons is nie waardig nie. Mense, dit is nie so nie. Romeine 8 vers 38 tot 39 sê, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Nie jou verlede nie, nie jou mislukkings nie, nie jou twyfel nie, niks nie. God se liefde vir jou is spesiaal. En God het 'n plan vir jou, nie net in die hemel nie, om eendag daar te kom nie. Hy het 'n plan vir jou hier op aarde. Hy het 'n roeping vir jou. Hy het 'n invloed op jou. God wil hê jou lig moet skyn vir ander mense. Daar waar jy ook al gaan, laat jou lig skyn. Vergeet van negatiewe gedagtes. Vergeet van, ek is nie oké nie, ek is nie die moeite werd nie. Vergeet daarvan mense, dit is nie so nie. Partykeer is dit moeilik vir onsself om onsself te glo. Baie moeilik. Maar God sê vandag, jy is spesiaal. Jy is die enigste een. Jy is designers original. Ek wil nog so 'n klein enetjie vertel. 'n Amerikaner is daar op 'n toer en hy koop by 'n pandjieswinkel 'n halsnoer by 'n tweedehandse pandjieswinkel. En hy kom terug Amerika toe. Hy is daar by New York. En hy kom toe nou deur die douane. Hy besluit toe, laat hy net die ding deur die douane kry, hy wil sien wat gaan vir wat. En die ou betaal toe 'n enorme bedrag aan douane en aksies en belasting. En hy kan nou nie verstaan nie, want hy het die halsnoer vir 'n paar sent gekoop, man. Hy kan dit nou nie verstaan nie. Nietemin gaan hy na 'n waardeerder toe. Die ou by die waardeerder sê vir hom, meneer, hierdie ding is ten minste $25,000 werd. Ou sê hy verstaan nie, die winkeleienaar roep hom so 'n bietjie nader. Hy sê vir hom, kom kyk, wat is hier geskrywe? En die ou kom en hy loop deur daai vergrootglas en hy sien, van Napoleon Bonaparte aan Josephine. Net daai inskripsie wat dit so duur maak. En so is God se naam in jou lewe ingeskryf, mense. En so is jy spesiaal vir hom. En ons moet dit vat. Ons moet dit regtig vat, want jy is spesiaal. Hy sê in die woord, ek wil afsluit. Hy sê in die woord, jy is koslik. Jy is geliefd. En jy is spesiaal. Ek wil elkeen wat hier is, elkeen wat hierdie boodskap hoor, uitdaag. As jy hier uitstap, om vir iemand te sê, jy is spesiaal. Al is dit al wat jy onthou van vandag, jy is spesiaal. Dit is so belangrik. Kom ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons kon luister wat U vir ons wil sê. Vader, dat ons spesiaal is. En dat U ons gemaak het na U ewebeeld. O Vader, en dat ons U tempel is. En Here, help vir ons dat ons dit sal heilig en waardeer, Vader. En soos U sê, dis nie die werk hier op aarde nie, maar dis die werk in die hemel wat ons sal luister. Dankie Here dat ons vanoggend kan wees, ons is spesiaal. Ons is U oogappels, Vader. Here, ek wil ook bid vir elkeen wat hier sit. Hierdie lande wat in oorlog was, Vader, ek wil vir hulle bid. Vir hulle wat nog nie na U toe gedraai het, Here, dat hulle sal draai na U toe, dat hulle 'n kans sal hê, Vader. Want almal het nie die kans nie, Here, om na U toe te draai. Here, seën vir ons in hierdie dag, seën ons werk wat voor lê. Elkeen se hande werk, Here, hier op School of Fire. O Vader, U is so goed vir ons. En dankie vir hulle wat vir ons gee, elke dag, Here. Dankie vir hulle wat instrumente is vir ons. Ek wil ook bid vir elke leier hierso, Vader. Elkeen wat die stuurwiel vashou en hierdie ek wil sê besigheid bestuur, Vader. Seën elkeen, Vader. Here, ons kom ook na U toe en ons kom erken dat ons sondaars is. En daarom, Vader,
kom vra ons vergifnis van ons sondes. En ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Kom ons bly net nog so. Gee die Here aan 'n klap. Gee hom aan 'n klap. Kom ons bly net gou so. Ek gaan nou iets sê vir meneer Dopie. Ek wil net gou afsluit sy boodskap. Ons is so spesial. Daar's vandag mense in die hel omdat hulle gedink het hulle is niks werd nie. Daar's mense in die hel omdat hulle gedink het hulle kan nie vergewe word nie. Psalm 113 sê, hy sal jou vat. Jy wat sleg is. Jy wat niks werd is nie. Ons moet ook besef, daar is 'n tydperk, as ons nog nie ons sondes bely het, dat ons sleg is. Dat ons niks werd is nie. Maar dan vra ons, Here vergewe ons, en sy bloed was ons skoon. En dan is jy special. En hy sê, ek sal jou vat, wat op die ashoop is. Figuur gou 'n ashoop, waar mense sit, en hom laat sit tussen die edeles van sy volk. God sê, ek sal jou vat en in die parlement sit. Hy sê, ek sal jou vat en in die vergadering sit, hier van the Miracle Place. Jy gaan 'n leier word. God sê, jy gaan special raak. Ek het dit ervaar, waar ek al geloop het sonder skoene, soos ek gesyp het. En hy het my gesit vir 10 jaar, tussen die besluitnemingsgroepe in 'n council. God vat jou op die ashoop, en hy sit. Psalm 103 sê, hy sal jou sondes, soos die ooste van die weste is, verwyder. Maar hoor gou mooi, hy verwyder nie net nie. Jy kan nie net aangaan met jou sonde nie. Jy moet op 'n dag kom en sê, soos Henry gesê het, nou gooi ek dit in die asblik. Nou vra ek, vergewe my. Dit is soos Henry sê, as ons val, tel hy ons op. Maar sê nou maar net die deur is toe, terwyl jy val. Dan is dit vir ewig te laat. Hou op 'n vallende. Hoekom wil jy nie op hierdie lewe dit al geniet nie? Ek wil net 'n verhaal vir jou voorhou. My eerste trip in 'n vliegtuig oor see. Ek kom van Ograbies af, so ek ken nie sommer vliegtuie nie. Ek het eers 'n goeie bakkie of 'n kar gekry nie. En ek ry oor see en ek sien die mense kry Fanta, sulke klein blikkietjies nog nooit gesien nie. Altyd in klein blikkies Coke om otie. Toe ken jy al baie vlugte, maar in elk geval, en hulle eet. Dan vra hulle van my, dan sê ek, no thanks. Dis ook al Engels wat ek ken. Want ek het, dis 32 jaar, 33 jaar terug, nou het ek geld in my sak, ek wil vir my 'n shofar koop. Shofars was nog nie so hier bekend in die land nie. Ek wil vir my shofar in Israel koop. Dis 'n 11 ure trip gewees, stryd. Nou hou ek my geld vas, ek gaan nie Fanta of 'n Coke, no thanks, want ek wil my geld hou, ek het min, en ek wil 'n shofar koop. Dis later 8 ure, hierdie mense om my eet lekker, hulle maak sulke bakkies oop, dan eet hulle hy beef, ek hoor beef or chicken, just like het ek so lus vir eet, maar ek bly stil, as vra sy, no thanks, dis al wat ek ken. Later kom ek agter, maar hierdie mense gee nie geld nie. Die laaste uur, dis gratis. 10 ure sit ek hier, ek drink niks nie, ek eet niks nie, no thanks. So gaan van ons op pad hemel toe, no thanks, 'n op en af lewe, ek wil maar nie asdromme bly, terwyl jy hier op aarde al kan verniet eet. Terwyl jy al hier kan hemel hê en jou geniet, no thanks. Ek sal maar by die Nigerian bly, ek sal maar sleg bly, ek is nou maar so. Terwyl jy kan blom, daai laaste uur, toe hardloop daai waiter op by vliegtuig so, of lugwardin, wat noem mense, toe drink ek Fanta, en omdat ek onnosel is, die bakkietjie wat hulle bring met die pudding in is, druk ek hom skelm in my sak, want dit is 'n mooi bakkie, ek wil hom huis toe vat. Niks gewoond. Die Coke blikkie wat ek leeg drink, druk ek skelm en kyk of mense sien in my sak. Ek wil vir die kindertjies gaan wys by die huis, so lyk. Teppet, kom af van Ograbies af. Julle is nie Teppets op Ograbies nie, ek was een. En nie 'n lelike Teppet, ek was nou maar net
nie hier goed geken nie. Ander as het nou so gelag toe ons laasweek om terugry. Ek sê, moet ek vir jou wys wat het ek met my eerste vlug gemaak. Ek het die bakkietjies weggesteek, wys ek vir Maritza. Sy sê, "Hi pa." Ek sê, "Ja, ek het vir kom net met die tissue uit dan. Druk ek hom in my sak." Luister hierso, want ek het nie geweet nie. Hoekom wil jy nie hierdie al op pad saam met Jesus geniet nie? Geniet dit nou. Daar gaan aanslag wees, maar geniet dit nou. Ek wil dit op TV doen, staan daar. Dankie Henry vir hierdie spesiale woord. En ek ken die studente. Jy's nou hoe lank jy? So 'n maand. Ek ken hierdie studente. Ek ken wanneer iemand preek, ek weet wanneer iemand, en ek weet wanneer hulle saam is. Daar's maar altyd 5 of 6. Hulle wil nie hoor hulle spesiaal nie. Hulle wil maar nou bly nie spesiaal nie. Maar dan is regtig, party wil hoor hulle rook special mild. Hulle wil nie hoor ek is special nie. Okay, maar dit daar gelaat. Die kop draai nou, hoekom ek oor hierdie 10 dae, in plaas van, ek verheerlik my in die Here. Ek kyk vanoggend, nou doen ons worship. Nou ek julle dop wat so rook. Hulle kan nie hulle hande oplig nie. Maar daar by die rookbom is dit so vir die duiwel. Vir die Here, nee Here, ek kan nie my hande vir u oplig nie. Maar kom ons los dit nou, ons hou nou op skimp. Henry het in wanneer 'n pastoor geraak? Watter jaar? 2017. 2017 het jy pastoor geword. Okay. En vandag wil ek het nie papiere gereël nie, ons sal dit later invul. Ons doen wat die Heilige Gees sê. Henry preek vandag hier op perseel 59 in Riepansa, waar sy ouma en oupa gebly het. Wat het God beplan 50, 70 jaar? Hoe stok 90. Hoe oud is jy Hansa? 90. 72. 74. Waar is jy gebore? In 'n hospitaal. Nou hoor gou mooi, nou ernstig. 74 jaar terug, toe Ansar, jou ma se suster. Hallo julle, auntie, en sy ma, was susters. Kan jy dit glo? Henry is so nice. Luister, okay, hoor nou mooi, maar hoor nou mooi. Mense, kom ons kry nou ernstig, ons maak nou grappe met hierdie prentjie. Stella se pa was hulle boetie. Sy oom. Hier's 'n introuery nou. O nee, ons kom net van verskillende plekke af, voordat ons so skrik. Nou hoor nou gou mooi, wat maak dit van jou in Struis? Neefs. Ons is hier nou met 'n uitlegging besig, ons moet aangaan, maar hoor gou mooi, ons kan by Adam en Eva eindig. Is EC iets van julle? Niks nie. O, ek wil net seker maak. Okay. Nou hoor gou, om Ottie is jy iets van hulle? Aangetrouwde, okay. Nou wil ek gou vir julle sê, daar onder in die huis wat om Ottie bly, dan Saar se ma en pa gebly. Stella se oupa ouma. Sy oupa ouma. Struis se oupa en ouma. Laat ek nou iemand uit, want nou raak die familie so breed, laat ek nie weet wie nie. En dan kan 'n mens sê, al het ander as hulle nie geken nie, Nathan en ander as hulle dan, se oupa grootjie en ouma grootjie. Nee. Ja, Nathan, jou oupa grootjie het hy loer nou vir my nou om, en oupa grootjie het hy gebly. Okay, nou. Wat het gebeur? Vra ek altyd. Voor hulle of na hulle? Ek glo sterk aan gebed op sulke goed. Iemand moes 'n gebed gedoen het. Here, gebruik hierdie plek vir u. Ek het al hier en daar 'n puzzle, maar hy's nou buitekant. Ek glo nie dis alleen nie. Eysterstraus van Beton Appington het op daai koppie gesit van Franshulle. En hy het van daar af gebid so oor die omgewing, oor julle en oor ons. Ek sê, Here, laat iets gebeur. Dis jare terug terwyl hy die pad regmaak. Ook in daai huis van julle Frans het AEB mense gebly. Afrikaanse Evangeliese Bond. Daai mense het die evangelie het oopgemaak hier met die evangelie.
Kyk hier na foute en goed, hulle het die evangelie oopgemaak. Hulle het daar gebruik, ek weet nie, wat was hulle name? Ok, nou hoor gou mooi, daai mense moes gebid het in daai huis, né? Daai mense het kom oopbreek, hulle moes gebid het in hierdie gebied moet iets gebeur. Grootkinders van hier. So hulle het gestap en hulle het gebid. In hulle tyd het hulle miskien nie die oes gesien nie. Heeltemal nie. Miskien was die mense hard. Ek onthou my skoonpa het altyd gesê, hy het hulle dienste gelike. Hy het gelike as hulle in die huise kom hou. So, maar hoor gou mooi, miskien het hulle nie die vrug werklik gesien nie. Maar hier kom God en hy begin dit opstaan. Hier is aan Saar teruggekom. En toe, dis nie toevallig in hierdie wêreld dat sy kom bly in 'n huis waar haar ma gebly het. Dis nie toevallig dat Henrik terugkom en hier kom bly in 'n huis. Dis nie toevallig, beslis nie toevallig dat Struisturion hier is nie. Hy wil iets sê, maar bly net stil. Ja, moet niks sê nie. Ok, ek wil net sê, Stella sê van haar oupa wat bekeer. Of wat? Ja, bekeerdes. Maar hoor nou wat ek wil sê daardeur. Iemand moes gebid het. Wil jy nie eendag in die hemel kom en in Johannesburg 'n stuk sien waar daar 'n sendingstasie is en sê, ek het daar verbygeloop eendag en sê, Here, maak die borrelstoer toe, maak dit 'n sendingstasie. Kan ek julle vanoggend op die TV en hier aanmoedig om oral te loop bid en te saai jou gebed? In Appington, Here, maak hierdie tikhuis toe, maak dit 'n anti-aborsie plek. Here, maak dit, bid net. En so vir ander plekke. God soek iemand wat bid. Moenie loop vervloek nie. En vandag is die 1 Maart 2026. Wanneer is jy gebore? Die 17 Desember 1967. Waar so? Barkley West in die Noord-Kaap. Barkley West. Wanneer het jy die eerste keer as jy nou kan weet, wat hulle vir jou vertel het, dat jy op hierdie grond gekom het? Nee, dit is in die 70s. Ja, maar dit moet na jou geboorte kom, wys hulle mos nou vir oupa, ouma. Maar daai jare was die karre mos nou nie baie nie, so, weet jy, het oupa, ouma 'n jaar gewag, of het hulle... Nee, ek glo dit was so lankie. Was so, hoeveel jaar? Kom ons werk gou uit. En die 67 kos sê van 68 af dan. Né? Tot nou, waar kom ons uit? 56, ja. En vandag is dit Henry se eerste preek. Ek moet dit vir julle inkleer, dat God het ook 'n plan met jou. God het ook 'n plan met jou. God het 'n plan met elkeen. Hy was sleg. Ek gaan nog eendag vir julle vertel, hy was sleg. En die Here het hom gered. Hierdie ou het ek ontmoet 35 jaar terug. Nee, 34. Net so jaar voor my redding. Toe sit 'n sypels op Burgersdorp. Toe gee hy daai aand vir my papiere om in te vul. Want ek gaan die polisie verlaat en 'n joernalis word. Ons is so gesyp, ons gaan die land oplos. Ek raak joernalis Strauss. Toe hoor ek Saterdaande en Sondaande moet die joernalis sit te skryf. Want Maandag moet dit inwees. Toe los ek maar okay. Kom ons sluit af. So, wat ek wil sê, is die papiere vandag nie, maar ons orden jou vandag hier amptelik 1 Maart 2026 as pastoor hier by School of Fire en by the Miracle Place. Amen. Hy sal binnekort sy pastoors sertifikaat kry. Jy moet dit net onthou. En maar al wat Henry dan nou kort, gaan ek nie nou sê nie. Sê maar klere. Kort uit klere. Omdat hy so rondhardloop. Okay. Maar behalwe klere, wat dink julle kort Henry nog? 'n vrou. Dankie. Okay, kos los daai een eers. Okay, dankie Rikus. Jy is altyd boos vuurmaakplek baie keer. Okay, kom ons sluit af.
Daarom, ek het nie koekies en tee by die kerksaal, die krokshop vandag nie, maar bring net daar vir ons stoele, want ons het nou pastoor georden hierso, so ons moet dan seker ietsie eet daar. Ek sal in krokshop inloop en kyk is daar vir julle 'n koeldrankie of wat, en laat ons op die nuwe pastoor dan ietsiekie drink. Okay, sê vir hom 'n lekker ander klap. Vader, seën asseblief u werk. Die oes is groot, die arbeiders is min. Daar buite sit mense nou en kyk, wat gesê het, die dag wanneer ons aftree sal ons vir God werk. Eers gesê in my vakansie sal ek, later sal ek vir God werk. Jy het al afgetree, jy werk nog steeds nie vir God nie. Wanneer gaan jy luister? Is God dan nie ook vir jou spesiaal nie? Amen. Wine can't satisfy the thirst within my soul. Narrow is the road to glory. Perdition's gates are broad and wide. On the steps you take to ponder from the path to knowledge.